Goeiedag, baie welkom by ons erediens vandag. Ek groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Here Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ja, ek het eintlik aanvanklik, toe ek hierdie reeks beplan het oor Eksodus, gedink dat ons Eksodus so lees in die tyd van pandemie, maar nou het dit baie erger geword. Nou is ons land gesaboteer en met die onruste en so aan, so dit nou nog erger geword. Maar ek dink dit is juis goed in hierdie tyd dat ons Eksodus lees. Maar daarom, kom ons begin deur eers saam te bid. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat U die Here is wat ook in hierdie tyd by ons is. Here, dankie dat U vir ons vashou in die hand. Here, ons wil ons land aan U opdra. Here, ons dink aan gemeentes en mense wat ons ken, daar so in KwaZulu-Natal. Here, mense wat ontwrig is deur dit wat nou gebeur. Mense wie se besittings eintlik weggedra is en ja, hulle manier van lewe eintlik erg ontwrig is. Here, gaan met hulle en gee vir ons ook, Here, dat ons ook so sal optree, so sal daar wees ook vir hulle, Here, dat U teenwoordigheid nog altyd sigbaar is. Dankie, Here, dat U die Here is wat vir ons omgee, dat U ons sien, dat U ons hoor, dat U ons ken. Amen. Ek wil vir u uitnooi om saam met ons te luister na hierdie gebed. Daniel gaan dit vir ons sing. Dit is so die gebed van Suid-Afrika. Kom ons luister daarna. Bajo
Ons lees vandag Eksodus 3, daarvan vers 1 af, en ons lees tot by hoofstuk 4 vers 17. Ek gaan nie die hele gedeelte vir u lees vanoggend nie. Ek vra eintlik vir julle dat jy so met die Bybel oop sal sit en dat jy dit sal volg soos wat ek dit verduidelik. Die tema van vandag se preek is om in interaksie met God te wees. Die gesprek tussen God en Moses is een van die interessantste tekste in die Bybel. Wat baie interessant is dat die Christelike geloof maak baie meer van hierdie teks as wat die Joodse geloof van hierdie teksgedeelte maak. Dit is vir ons in ons geloofsverstaan is dit vir ons een van die kerntekste. Luther het verskeie kere uit Eksodus 3 uitgepreek en Calvin lewer insiggewende kommentaar oor hierdie gedeelte. En as 'n mens na kinderbybels gaan kyk, dan is hierdie 'n seker keuse vir 'n kinderbybel. In ons gemeente het ons so 'n paar jaar terug het ons 'n 40 dae gehou oor die brandende bos. Maar vandag wil ek veral fokus op hierdie gesprek wat ons hierso kry in hoofstuk 3 vers 1 tot 4 vers 17. Kom ons sien weer raak hoe God ons ook uitnooi om in gesprek met hom te leef. Hoewel ons praat van die brandende doringbos, is die Bybel baie duidelik dat die bos nie brand nie. Daar is 'n vuur wat die bos nie verbrand nie. Dit is hierdie buitengewone verskynsel wat Moses laat nader staan en gaan kyk wat aangaan. En wanneer hy nader kom, dan roep God na hom vanuit die bos. God sê vir hom, Moses, Moses. En hy antwoord, hier is ek. Dit is dan dat God hom waarsku dat hy sy voete moet uittrek, want hy is nou op heilige grond. Om in die omgewing van God te wees, is om in hierdie heilige plek te wees. Onthou, dit is nie die plek om sigself wat heilig is nie, dit is omdat God hier is, hier in die woestyn, hier by die berg Sinai, waar God hom ontmoet. God wat eintlik hom kom roep, en hom aanstel as die persoon deur wie God die verlossing vir sy volk gaan bewerk. God wat sy volk sy ellende duidelik sien, hulle hulpgeroep hoor en hulle lyding ken. God wat hom assosieer met die volk, hy het nou afgekom om hulle te laat optrek na die beloofde land. God gaan nou die belofte wat hy aan Abraham gemaak het, waarvan ons in Genesis 15 vers 13 tot 14 lees. God gaan nou hierdie belofte in vervulling laat kom. Daar so staan, die Here sê toe vir Abraham, weet baie goed, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land, wat nie aan hulle behoort nie. Hulle sal daardie mense moet dien, en die sal hulle verdruk, 400 jaar lank. Maar, ook die nasie vir wie hulle moet dien, gaan ek oordeel. Daarna sal hulle uittrek met 'n menigte besittings. En God het Moses uitgekies om sy volk nou na Egipte te lei, uit Egipte uit te lei. Die heilige God het afgekom om Moses aan te stel om sy boodskapper te wees, om die draer van sy woord te wees. In hierdie gesprek tussen God en Moses, waarvan ons lees in Eksodus 3 vers 1 tot 4 vers 17, maak Moses 5 keer beswaar. En telkens reageer God op sy beswaar. Nadat God eintlik vir Moses kom sê het wat hy kom doen, dat hy gesien het dat hulle ly, dat hy hulle hulpgeroep gehoor het, dan sê hy vir Moses, gaan dan nou, ek stuur jou. Moses sê, hier is ek. Maar wanneer God vir hom sê, gaan dan nou, ek stuur jou, dan word hier is ek. Maar wie is ek nou eintlik? En dit is Moses se eerste beswaar, is dat hy 'n onwaardige kandidaat is. Dat hy nie eintlik reg is vir hierdie taak, en natuurlik het hy punt beet. Hy is onder 'n taamlike wolk uit Egipte uit weg, en daarby is hy totaal afgesny van die netwerk van leierskap onder die Israeliete.
Maar God antwoord hom en sê vir hom, ek is immer by jou. En dan gee God vir hom 'n teken. Nou oor hierdie teken is al baie al geskryf oor, want die teken wat God vir hom gee is dat hy hier op Sinai saam met die volk sal kom aanbid. Nou die meeste kommentare wonder daaroor van, hoe kan dit nou eintlik 'n teken wees? Maar daar's tog iets daaraan. Is dat in die proses van om dit te doen, wat God vir jou gesê het jy moet doen, dat jy eintlik agterkom, ja, maar dit werk. En dat dit al reeds 'n teken is dat jy op die regte spoor is. Moses se volgende beswaar is dat hy nie genoeg inligting oor God het nie. Sy, wie is ek nou eintlik? Verander in, wie is u? Wat moet ek vir die Israeliete sê is u naam? Vra hy. God se antwoord bestaan uit 3 dele. Die eerste deel is, ek is wie ek is. En dan, so moet jy antwoord. Ek is, het my gestuur. En dan, die derde deel daarvan is om te sê, so moet jy sê, die Here, die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, het my na julle gestuur. Dit is my naam vir altyd. Dit is my gevierde naam van geslag tot geslag. Oor hierdie eerste deel van die antwoord, ek is wie ek is daar al boeke vol geskryf. Maar daarop gaan ek nie nou volledig op ingaan nie. Vir nou kom ons aanvaar net, dat God vir Moses sê dat sy naam is, ek is. Vir Moses wat beswaar maak, wat sê, maar wie is ek nou eintlik? Dat ek gestuur kan word, sê God, dat hy die goddelike ek is. Die een wat by hom is. Hy wat hom vergesel in sy taak. Dit is wie hy is. God is die ek is, wat sien en hoor en ken. Die tweede deel van die antwoord, word hierdie ek is naam aan die opdrag gekoppel. Hy sê vir Moses, ek is, het jou gestuur. En die derde deel van die antwoord, word duidelik gemaak dat ek is, die Here is. Die God van hulle voorvader, van Abraham, van Isak en van Jakob. Dit is die Here, God wat hier aan Moses verskyn, en daarom met sy woorde, Moses se woorde, die boodskap wat hy dra, dan ook gewig. Moses se derde beswaar, is dat 'n mens mos nie kan bepaal hoe ander gaan reageer nie. Hy sê, maar as die Israeliete nie na my luister nie, dit is natuurlik waar, en God respekteer dit. Hy gee vir Moses 3 tekens. Die eerste teken is hierdie herderstaf wat in 'n slang verander en dan weer terug in 'n herderstaf verander. Die tweede teken is dat hy sy hand so tussen sy klere indruk en dat wanneer dit uithaal is dit melaats. Of ja, die woord wat hier gebruik word vertaal ons gewoonlik met melaats. Een of ander velsiekte wat hy opgedoen het. En dan, as hy sy hand weer terugdruk, dan is dit weer skoon. Die derde teken is dat hy van die Nylwater op die grond uitgooi en dit verander in bloed. Vir ons is hierdie tekens baie vreemd. Maar weet tog, dat in daardie tyd was towerkunste 'n baie belangrike deel van die godsdiens van die dag. En God beweeg op die vlak van die mense na wie hy die boodskapper stuur. Dalk sal hy vandag, in ons dag, 'n paar medici met al hulle statistieke oor die inentings stuur. Nog altyd met die risiko dat mense dit nie gaan glo nie. In die antieke Egipte was 'n slang die simbool van Farao se mag. Dink maar aan al die afbeeldings wat jy al gesien het van die farao's, of ja, selfs van daai grafmaskers. By bykans almal van hulle kry 'n mens die simbool van die kobra. Die simbool van die slang. Met hierdie teken van die staf wat 'n slang word,
wys God dat hy magtiger is as die Egiptiese koning. Later lees ons dat Aaron se staf verorber die Egiptiese towenaars se slange, wanneer hulle dieselfde truc probeer doen. Die tweede teken, die van die velsiekte, wys dat God ook gesag oor siekte het. Die water wat in bloed verander, is 'n voorloper van die eerste plaag. Ons lees nie dat Moses ooit hierdie teken gebruik nie. Bloed is die simbool van lewe en van dood. Vir die Egiptenaar se slawe is hierdie 'n teken van lewe. Vir die Egiptenaar self 'n teken van dood. In sy vierde beswaar maak Moses aanspraak daarop dat hy 'n gebrek het. Volgens hom is hy nie fisies daartoe in staat om die taak waarvoor God hom geroep het te kan doen nie. Hy sê, asseblief my Here, ek is nie 'n man van woorde nie, nie in die verlede nie, en ook nie van het u met u diensknegt gepraat het nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. Die Here se antwoord beteken basies dat God weet van Moses se gebrek. Hy het hom immers geskape. En dan weer beloof die Here, ek sal met jou mond wees en jou leer wat jy moet sê. Let op, dat God sê nie hy gaan skielik hierdie gebrek van Moses verander. Nee, hy sal hom leer wat om te sê. God gaan met hom werk. God werk met hom net soos wat hy is, met sy gebreke en al. So werk God ook met ons. En dan, die vyfde beswaar is, eintlik meer as 'n beswaar, Moses weier volstrek. Hy sê, kan God nie tog iemand anders stuur nie? Asseblief my Here, stuur asseblief iemand anders. En dis dan wat God se toorn ontbrand. Maar die verstommende is dat God hom nie daar los nie. Ja, die verstommende nog verder is dat God eintlik self sy plan aanpas. Hy sê vir hom, Aaron is op pad. En hy sal namens Moses praat. Ja, Moses is nog eintlik al die tyd die plan A. Maar God sal dit toelaat dat Aaron ook deel word van hierdie plan. En dan weer die belofte, dat God by hulle sal wees. Ek sal met jou mond en sy mond wees. Ek sal julle leer wat julle moet doen. Oor hierdie gesprek wil ek net 5 opmerkings maak. Die eerste ene gaan oor die woord heilig. Dit is die heilige God wat aarde toe kom. Dit is die heilige God wat uit die vuur, wat nie die bos verbrand nie, praat. Dit is die heilige God wat Moses roep om sy woorde sigbaar te gaan maak. God se heiligheid maak ons nie passief nie, net soos Moses se eerbied vir die heiligheid van God hom nie verhoed om deel te neem in die gesprek nie. Net so roep God se heiligheid ons op tot aktiewe deelname in ons gesprekke met God. God verwag nie van ons om passief te wees en onsself heeltemal te ontken nie. Om die waarheid te sê, passiwiteit en ontkenning in die heilige God se teenwoordigheid verhoed ons om God beter en dieper te leer ken. Die verstommende van hierdie gesprek is dat dit juis die God is, die heilige God, wat telkens vir Moses verseker dat hy by hom is. Hy sê, ek is immers by jou. Later sê hy, ek sal met jou mond wees. En later sê hy, ek sal met jou mond en met sy mond wees. God wat sê, ek sal werklik immers by jou wees. Dan oor interaksie. Dis juis deur Moses se interaksie met God, die vrae wat hy stel, dat Moses dieper kennis van God ontwikkel. God openbaar homself juis
in interaksie met mense. Ja, al neem God die inisiatief en al nooi hy Moses uit om deel te wees van die gesprek en al is hy die een wat die agenda bepaal van hierdie gesprek, het God eintlik mense nodig? Het hy vir Moses nodig om sy instrument te wees om hierdie taak uit te voer? In dit alles respekteer God vir Moses en neem hom in ag. Dan oor die woord van wat hier staan beïnvloed. God neem Moses ernstig op. Hy neem Moses se vrese ernstig op. God is nie 'n slaaf, Moses is nie 'n slaaf van die goddelike wil nie. God is nie die enigste een wat iets belangriks het om te sê nie. Hy gee ook vir Moses kans om ook sy sê te sê. En hy luister na hom. God pas selfs by Moses aan. Hy pas so aan dat hy Aaron ook dan deel maak van die plan. Hierdie openheid van God om beïnvloed te word, maak ware kommunikasie moontlik. Kommunikasie wat dan nie net in een rigting vloei nie, maar 'n gesprek is waarin mense deel het. God is verstommend geduldig met Moses. Telkens luister hy na Moses se besware en telkens hanteer hy Moses se besware. Selfs nadat God se toorn ontvlam het oor Moses se halsstarrigheid, los God hom nie. Maar bly Moses die een wat sy woord gaan dra. Dit is vir God belangrik dat Moses insig het in die taak waarvoor hy aangestel is. Insig in God se woord word deur God wat geduldig aanhou antwoord en aanhou vashou aan Moses bekend gemaak. En dis hoe God ook met ons werk. Dit dat hy nie ons sommer net los nie, maar geduldig met ons bly werk. In hierdie gesprek is God nie besig om van 'n afstand af te werk nie. Is hy ook nie besig om net oordeel te spreek nie. Nee. Hy is die Heilige wat syne betrek by hierdie gesprek. 'n gesprek van omgee en luister en weet en ken. Hy is die een wat mense se lyding ken en dit so aantrek dat hy dit in sy lyf voel. Die 5de opmerking is dat Moses 'n gewone herder is. Of op die oog af glad nie besonders nie. Om die waarheid te sê, net so in die vorige hoofstuk lees ons dat hy sy seun Gersom noem. En die woord Gersom gaan oor vreemdeling, want hy sê ek is 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Ja, en daarbey het Moses ook nog hierdie spraakgebrek. Is hy iemand wat nie wel ter taal is nie, wat sukkel met praat. En ten spyte van hierdie gebreke, kies God hom vir hierdie taak. Kies God om sy volk uit Egipte te gaan verlos. Die heilige God kies 'n herder om sy boodskapper vir verlossing te wees. Ja, later is dit ook die herders wat die hemelse boodskap eerste hoor. Die laaste opmerking wat God eintlik in hierdie gesprek maak is, dat hy vir Moses sê, onthou jou staf, vat hom saam. Soos ek net gesê het, ek het hierdie reeks oor Eksodus begin met die bedoeling, Eksodus in die tyd van pandemie te lees. Maar nou is ons, behalwe in 'n pandemie, in 'n tyd van onrus, plundering en ekonomiese sabotasie. Dit is dalk nou dubbel nodig om in interaksie met God weer te ontdek wie God is. Dalk is dit juis nou nodig, nou terwyl ons so met ons omstandighede gekonfronteer word, om weer veral, net soos Moses, met God gekonfronteer te word. Wanneer Moses vra, hoe moet ek sê? Hoe moet ek vir die volk gaan sê, wat is u naam? Dan antwoord God, Ehe Asher Ehe.
Ons vertaal dit met ek is wie ek is. Sommige vertalings vertaal dit met ek sal wees wie ek is of ek is wie ek sal wees. In hierdie opmerking sê God baie meer as dat hy God is of dat hy teenwoordig is. Hy sê dat hy vertrou kan word. Dat hy vertrou kan word dat hy getrou in homself is. God beloof ook aan ons dat hy vir ons die God is en die soort van God sal wees van wie hy werklik is. Hy wat die heilige is, wat dit vir ons moontlik maak om in interaksie met hom te leef. Hy wat so met ons kommunikeer dat hy homself oopstel, om ook deur ons beïnvloed te word. Hy wat met geduld by ons is, en met ons werk, met al ons gebreke en swakhede. Ja, hy wat ons ken, wat ons omstandighede ken, wat ons swaar kry ken, wat ons bekommernisse ken. Hy wat ook vir ons sê, onthou jou staf, of jou spuitnaald, of jou snoeisker, of jou potte en panne, of jou rekenaar, of wat jy ook al nodig het om in diens vir my te staan, onthou jou staf. God wat met ons is, te midde van hierdie pandemie en onrus, is die God wat sê, ek is wie ek is. Ek is, wil julle in hierdie tyd uitstuur om my boodskappers te wees, net soos God met Moses en sy volk geassosieer het, so kom assosieer hy met ons. Ja, hy doen eintlik baie meer as wat hy met Moses op daai stadium gedoen het. Vir Moses sê hy, ek is die God van jou vader, van jou voorvaders, van Abraham, Isak en Jakob. God kom doen nog meer in ons tyd. Hy stuur sy seun om by ons te wees. In die tyd kan ons dit waag om so in interaksie met die heilige God te leef, deur in 'n werklike gesprek met hom te wees. Onthou net, hy is die een wat die agenda bepaal. En dat hy die een is wat ons net soos Moses as instrumente in sy hand wil gebruik om iets nuuts tot stand te bring. Ons weet dat hy die God is wat hoor en sien en ken, ja ook ons lyding ken. God is by ons, hy stuur ons met al ons gebreke om sy verlossing, sy nuutheid te kom bewerk. Kom ons bid dat God se koninkryk hier op aarde, hier in Suid-Afrika sal kom. Amen. Kom ons bid die Onse Vader saam. Ons Vader in die hemel, geheilig sy naam, laat u ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons al ons sonde,